Goeienaand en baie welkom vir elke een, weer eens. Baie welkom, ek hoop jy het jou selfgemaakte lang naweek geniet. Dat jy ergens maandag kon ingewerk het, dat jy nie hoef werk toe te gegaan het nie, en dat jy 'n lekker lang naweek gehad het. So lekker verposing, net voordat ons die laaste 3 maande aanpak voordat dit Kersfees is. Ja. Was gister 3 maande, dan is ons Kersfees. Pragtig. Ja. Vlieg tyd so. Ja. Ek kan nie dink ons nou al Kersfeesplanne maak nie, maar ja. Ja, jy moet begin dink wat jy vir my gaan koop. Dit is net so. Wat wil jy? Is ek die graswerk? Ja. Ja, om te dink ons is nou al daar en mense moet al Desember vakansieplanne maak. Maar ek hoop julle is almal veilig hier. Hallo Charlotte. Hallo Charlotte. En vir die ouens wat dalk moontlik daar in Riesme daar aan die ander kant wat is wanneer ons pas vasgesit het. Ek hoop julle is almal veilig en dat almal ten minste 'n vakansie dan nou geniet het, die wat bietjie gaan vakansie hou het. Ek dink ons praat nou daaroor en sê net mense moet eintlik maar sorg dat jy voor die naweek terugkom. Want dit klink asof dit alweer gaan sneeu. So al die van julle wat dalk nog in Durban is of waar ook al is. Bly daar. Bly of kom vroeg terug. So ietsiekie. Hallo Lee. Ja. Ek wil net sê Charlotte se naam het ook gekom. Charlotte se suster is vanoggend oorlede, sy een suster. Nee. Baie sterkte ook vir jou daarmee Ag, en vir julle familie ook, Charlotte. So jammer. Ai Charlotte. Ja, baie sterkte vir julle. Goed, ons praat vanaand oor mure. En dis nou nie mure wat in die grond kruip nie. Nee. Dis mure wat ons om ons huise bou. En dit voel vir my ons bou hierdie mure al hoe hoër en hoër. En dis maar deesdae om elemente uit te hou. Die keersy daarvan is niemand weet wat agter die mure aangaan nie. Ja. En ons sukkel al hoe meer om agter daai mure in te kom. Ek moet vir jou sê, as jy wil gaan iemand sien in 'n kompleks en jy het nie vooraf 'n afspraak gemaak nie, daar is geen manier. Dit word al hoe moeiliker. Dit word net al hoe moeiliker en moeiliker. Ja. Hallo Johnny, baie welkom en George, baie welkom ook aan julle. Ek dink daar's 'n paar mense wat ek sien ek nou 'n bietjie mis, maar welkom. Ja, en ons gaan spesifiek kyk na Prediker 10 vers 8. Nou die hele Prediker 10, na eerste gedeelte, gaan eintlik oor wysheid. Dit gaan daaroor oor die lewe. Dit gaan oor hoe jy in omstandighede moet lewe. Dit gaan oor wysheid en dwaasheid. En die Prediker, ons eintlik ons Masalem wou vir ons gesê het, wees wys, dink eers voordat jy enige iets doen. Maar ons fokus op Prediker 10 vers 8. Wie 'n muur afbreek word deur 'n slang gepik. Nou die hoorders van daai woord sal dit baie maklik verstaan het. Dis nie so lekker baksteenmure soos wat ons vandag het. Ja. Daai tyd was die mure maar klippe wat op mekaar gestapel is. En daar kon gaatjies en openinge in daai mure gewees het. En dan het daar nou maar geitjies en akedisse en selfs muise, rotte ingeklim. So wat eet muise, rotte, geitjies en akedisse? Slange. Ja. So dan is die slange agterna, né? Ja. En dan wil hulle nou hulle kos gaan haal daarso. En so dit was 'n ideale blyplek. Ja. Hallo Ilana. Vir die muur, vir die slange. En so as jy nou 'n muur begin afbreek en jy druk jou hand nou so tussen die klippe in om die klip te vat, dan is die kans baie goed dat daar 'n slang kon wees. Ja, dis eintlik skrikwekkend. Ja, of jy skuif 'n klip en daar's 'n slang en hy's nou of kwaad vir jou, né? Nikkerig omdat jy sy huis afbreek. Ja. So moenie krap waar jy nie moet krap nie. Los dit eintlik so die net so. gevolge kan baie erge pyn wees. Ja. Ek het nou al 'n paar keer in die lewe gesien oor mense wat deur slange gepik is. So dis nie 'n mooi gesig nie. Nee. Hulle lewe, maar na die tyd, hang af hoe sterk die gif was en wat so slang het was. Ja.
dis nie 'n baie mooi gesig nie. Ja, en 'n mens kan vir dae aan een in die koma wees, om 'n gif so in die liggaam bly, né? Ja. En so lank vat om uit te werk. So nou sê die prediker weer 'n muur afbreek word deur 'n slang gepik. En ek dink ons moet bietjie vir mekaar sê wat hierdie mure is. En God het stewige mure rondom ons gebou. Ons is nou in die stadium in die kerklike jaar waar die kinders moet belydenis aflê. En een van die goed wat ek absoluut daarop is dat hulle moet die wet van die Here ken, die 10 gebooie, Exodus 20. Absoluut. Hulle moet dit ken, dis eenvoudig en nou vir hulle verstaan geen manier hoekom hulle dit moet ken nie. Maar dis mure wat God vir ons gegee het. As jy binne hierdie mure bly, is jy veilig, het jy sekuriteit. Dis eintlik half die resep van die lewe. Dis die resep van die lewe. So die Here se woord, sy waardes, selfs sy ideale vir ons, sy ordes, dis die mure wat hy daar gestel het. En dis vir veiligheid. Vir 'n land ook en vir 'n gemeenskap, vir elke mens. En daarom moet ons binne die mure bly. En ek weet ons hou nie van beperkings nie en ons maar prediker sê jy moet wys wees. Moenie daai mure afbreek nie, maar dan daai wysheid is ook sorg dat jy aan die regte kant van die mure is, né? Is jy binne die mure of is jy buite die mure? Ja, ek dink dis ook baie belangrik. Nee, waar is jy? En eintlik binne in hierdie mure of aan die regte kant van die mure is daar eintlik hierdie oorvloed, al voel 'n mens partykeer, maar 'n mens word beperk binne in hierdie mure. En 'n mens wil uitbreek soms, maar eintlik is dit net daar waar 'n mens God se genade kan vind. Ek dink nou so ook hierdie mure en so in die spel van die lewe gaan ook vir my half oor as jy kyk eintlik na 'n rugby spel, en dan wil ek sê game. Wedstryd. En daar's tog immers hierdie kantlyne en al hierdie spelers beweeg binne in hierdie kantlyne en in hierdie lyne is daar vryheid. Ja, maar daar's ook reëls binne daai. Daar's reëls binne daai. So jy moet binne die reëls speel, anders dan gaan jy gedeeltyd gepenaliseer word. Hallo Trudy. Hallo Trudy. As jy Wag, hallo Pieter sê eers. Hallo Simon. Is jy daar? Goed. Ons is nie vir jou. So jy moet binne hierdie reëls bly. En as jy binne die reëls is, het jy die vryheid om die wedstryd te speel sodat jy hom kan wen. Want die oomblik as jy buite daardie lyne beweeg en buite daardie reëls lê, is daar eintlik chaos, nê? Want dan gaan die ou miskien die bal oor die draad skop. En wie weet wat gaan hy nou buitekant tref of hy gaan in die skare inhardloop en dis skade. So dit maak sin dat daar hierdie reëls is. Ja, kyk, daar's ek dink van die reëls wat ons vandag bietjie oortree. Daar's die grense van wat tussen ons en gesag gestel word. Daar's I love you too. Love you. As jy al hoe meer mense breek hierdie grense van die gesagfigure oor ons af. En kyk maar net wat rondom ons gebeur. Daar's die grense van mense se lewens wat vir ons kosbaar moet wees. Daar's die grense van verhoudings waarin ons moet staan. Die verpligtinge van verhoudings en die beperkings van verhoudings. Daar's die grense van my naaste se eiendom. Gaan steel jy jou naaste se eiendom, dan kyk jy hoe vry is jy. Want ons skree vir vryheid. Ons wil nie meer gebind word nie. Ons sê ons is leef in 'n ander tydperk. Ons wil nie meer ingeperk word nie. Maar terwyl die Here dit eintlik sien as seëninge wat hy vir ons aanbied. En dat ons dan daarbinne sal vry wees. As jy daar buite beweeg, het jy eintlik rebelleer jy eintlik. En word jy eintlik diensbaar aan die afskuwelike. Ware vryheid is daar waar die mure gerespekteer word. Agter daai mure, binne die mure, dis die veilige gebied. En ek dink baie keer dink 'n mens, wel, jy weet wat nie, ek moet so 'n bietjie hierdie mure afbreek, want om binne hierdie mure te bly en binne hierdie mure te speel,
is eintlik half bietjie vir sissies, nê? So ons wil dit waag en ons is in rebellie want ons wil 'n bietjie buitekant gaan kyk. Hoe lyk dit daar en dan die oomblik as ons dit waag dan en ek dink dis baie vir my soos hierdie verlore seun ook. Hy het eenvoudig besluit hy gaan dit buite hierdie mure waag en kyk wat op die ou end met hom gebeur. Kyk wat dit met hom gebeur. Ja. So ons sien die sigbare, tasbare gevolge van mense wat buite die mure beweeg, né? Sondige lewens, ongelukkige huwelike, huisgesinne wat eenvoudig net uitmekaar uitval, gemeenskappe wat ten gronde gaan, dissipline wat ten gronde gaan. Al die video's wat ons kry oor skoolkinders wat onderwysers slaan of met 'n boek gooi of ons sien dit, ons sien die slang het gepik. Al op die eerste bladsy van die Bybel het ons dit gesien met Adam en Eva, en ons moet weet wanneer die slang jou pik, dan begin jou gemeenskap met Jesus Christus verminder. Dan begin jy jou verhouding wat daar was, begin afneem. Jou fokus op Jesus begin afneem. Jou geloofsvlak begin daal. Presies wat met Adam en Eva gebeur het. Hulle het saam met Jesus in die aandwind gewandel. En hulle breek die muur af, hulle gaan verby die grens wat God daar gestel het. Hulle het die beste gehad. Hulle het die beste gehad. En wat gebeur? Hulle begin vir die Here wegkruip. Hulle gaan kruip weg. Wat met Samson gebeur het, wat het met Dawid gebeur. En so sou ons die een na die ander kon opnoem. Die muur van selfbeheersing, die slang het gepik. En ons sien dit ongelukkig ook onder van ons jong mense, en ek dink baie keer daaroor, toe daai kind gebore is, het mense gebid. Alles moet goed afloop. En sy ouers het seker drome in hulle oë gehad. Nou die meeste ouers, daar was ouers wat nie kinders wil hê nie, maar die meeste normale ouers, man hulle het hierdie ideale en hierdie drome vir hulle kind. Want dan begin die kind met die muurpeter. En hy begin klippe uithaal. En hy begin al meer klippe uithaal. En wat sien ons uiteindelik? Ons sien mense, jong mense, wie se lewens verwoes is. Ons sien dit vandag ook met die tegnologie. Tegnologie is op sigself nie verkeerd nie. Ons is nou besig met tegnologie. Sosiale media is op sigself nie verkeerd nie. Maar dis wanneer jy oor die grense gaan. Wanneer jy die reëls begin verbreek, wat die Here daar gestel het. En dan kom die seer, en dan is dit pyn. Dan is dit pyn. En dis waarom eintlik hierdie hele 10 gebooie daar is om ons eintlik te beskerm teen hierdie pyn. Dis nie net om beperkings op ons te plaas nie, so die mure is nie net daar om 'n beperking te plaas nie, dis om ons te beskerm teen die pyn, want as daai slang pik, is dit seer. En die gevolge daarvan, ek meen as ek my hand uitsteek om iets in my handsak te sit en nie daarvoor te betaal nie, gaan ek die gevolg daarvan dra. En dis pynlik. Dis absoluut net so. Nou, jy ken daai ding van jare terug kon ons met R5 kon ons in 'n winkel ingaan en jy het 'n slab chocolates gekoop en jy het chips gekoop en jy het 'n koeldrank gekoop. Vandag kan jy dit nie doen nie, daar's te veel CCTV-kameras. Goed dan. Ek is dankbaar vir die kameras nou. Maar as jy dit vandag doen, as jy die reëls begin breek, dan gaan die kameras jou optel. En dan het jy gevolge. Dan is daar gevolge. Ek dink die staat, kom ons praat, ek kan nie politiek praat nie. Maar ek dink die staat met besluite het ook van die reëls begin afbreek. En nou moet ek ook sê, en ongelukkig is daar kerke wat met hulle besluite ook begin het om reëls af te breek. En ons moet weet, elke besluit, elke wet wat nie in lyn is met God se woord nie, is 'n afbreeking van die muur. Is so. En wat gebeur as die slang jou byt? Jy word verlam. En wat nou gebeur is ons gewetes word ook verlam.
ja. Nee, ons hoor nie meer as mense sê dis verkeerd nie. Ek kyk gister ek ook soos op Facebook op een van die predikante groepe, nee. En hierdie ou sê, hierdie dominee sê, maar almal doen dit, so dit kan nie verkeerd wees nie. Dis 'n tragedie. Dit is hartseer. Ja, as ons almal begin doen, omdat almal dit doen. Omdat almal dit doen. Ja. So ons begin nie meer hoor nie. Ons luister nie meer. Ons neem nie eens meer kennis. Ja. As iemand vir ons sê dis verkeerd nie. Ja, ek dink 'n mens Want ons gewete is verlaat. Dis reg. Nee, 'n mens word so, ja, ek dink dis dalk nou die regte beskrywing. Want 'n mens word so geïndoktrineer. Ons praat nou die dag, ek en Pieter praat nou die dag so oor die TV-kanale en dit wat die kinders aan blootgestel word deesdae in sekere Disney wat storieetjies in elk geval wat goeders nou maar net eenvoudig begin insypel en as ons nie begin keer nie en as ons nie ons kinders gaan begin beskerm en bewaar daarteen nie, gaan dit vir hulle alles aanvaarbaar word. So dis hoe die mure afgebreek word en hulle gaan nie meer vra daaroor nie, want dit gaan vir hulle reg wees. Want dis okay so. Ek het geleer dis okay so. So maak nie saak wat my pa en ma sê nie. Die TV het my al klaar so beïnvloed. Ja, absoluut, absoluut. So dis ons moet en die gif hou ons in ons verlede. Ja. Dit hou ons in ons sonde. Dit herinner ons die hele tyd daaraan. Ja. Ja, as ons nou so aangaan, dan gaan ons nou later ons polse afbyt. Maar daar is goeie nuus. Ja, daarom. As die slang gebyt het, daar is goeie nuus. Die evangelie van Jesus Christus is die goeie nuus. En jy kan die gif uit jou are uithaal, uit jou bloedstroom uithaal, as jy wil. Ja. Jesus sê in Johannes 3 vers 14, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan kry. Jesus, wel kyk, ons probeer die gif eers self uithaal. Ja. Ons sê, wel ek gaan nou my lewe verander en ek gaan nou dit of dat doen en dan hou dit 2 weke. Ja. As dit so lank hou. Ja. Ons het dit baie keer probeer, maar ons kom nie op die bodem van ons sonde nie. Ons kom nie daar waar in die kern van wat ons verkeerd is nie. En die enigste een wat die kern kan regmaak, is Jesus Christus. En hy het dit reeds gedoen. So daarom, as die slang jou pik, is daar 'n oplossing. Jesus Christus aan die kruis. Dis die enigste oplossing. En hy vergewe, en hy vergewe dit wat verby is, en hy vergewe dit wat jy gedoen het, en hy vergewe wat jy nog gaan doen. Ja, en ek dink dit is baie belangrik, is om te weet dat ons in daardie vergifnis kan loop. Anders word ons net eenvoudig 'n slawe. En bly hierdie slang ons pik. En hy gee sy Heilige Gees vir ons. Amen. Sodat hy ons kan lei om binne die waarheid te bly, om binne die grense te bly. So ek wil vir jou vra, wil jy nie binne die grense bly nie? Ja. Wil jy nie jou mure beskerm terwille van jouself en hulle vir wie jy lief is nie? Wil jy jou kinders en kleinkinders beskerm? Kry hulle binne die mure en leer hulle om hulle hande van die mure af te hou. Wil jy gelukkig lewe? Hou jou hande van die mure af. En kyk op na Jesus, wanneer hy dalk 'n klip gebreek het. Hy sal jou herstel. Ja, wat ek dink so aan Psalm 23 ook hier, waar Dawid sê, maar selfs in die aangesig van my vyande sit ek aan hierdie feestafel. So God is besig om met die oorvloed te dek. So alles wat buitekant gebeur, kan nou afkyk na jou toe en as jy jou hand uitsteek, gaan jy gebuk word. Maar hier binnekant gaan ons 'n feesmaal geniet. Gaan ons die oorvloed geniet. Van dit wat daar's die oorvloed. En hy dek daar die feestafel. So al die slange kan rondom ons staan en hulle kan afkyk op ons, maar God dek vir ons die feestafel. En hy vernietig alles wat buitekant is. Absoluut. Ja. Absoluut. Goed, kom ons bid. En daar's 'n klein babietjie. Kom ek vertel julle eers dit. As ek nou die naam Liam sê. Liam. Klein babietjie.
Hy was 4 dae oud. Dis hy en sy ouers in die apteek. En toe hardloop iemand teen sy ouers vas. Ag, is verskriklik. En daai babatjie val. Och, hier is my baie erg. So kom ons bid vir daai babatjie. Hy lê in die hospitaal en Ja, hy suig daarom en maar die bloeding op die brein moet sak. En ek vertel nou baie meer as wat ek waarskynlik moet. Maar die babatjie het my so aangegryp dat ek dink dat ons ons is baie wat hierdie uitsending kyk. Ja, So kom ons almal bid. almal bid. Almal Ook bid. in besonder, ja. Ja, och ja. Here, dankie dat ons ook vanaand kan bid vir Lee. Dankie Here vir haar geloof en haar veg en haar ophou van die mure. Ons bid ook vir Santi en Annel, dat U met hulle sal wees. Bid vir Charlotte, Here, dat U steeds vir haar sal vashou, ook in haar siekte. En ons bid steeds vir genesing. Ons bid vir haar en haar familie, ook waar haar suster vanoggend oorlede is. So bid ons ook vir Marno en Letitia en Elsie en Annelien en Pieter en Elmarie en Marina de Vos en vir Annelie en Marinda Leroux. Here, U ken elkeen by die naam, ons plaas hulle weer opnuut voor U. Ons bid vir Julius en Teresa en vir Johan van Rooyen, vir Martin en Erna Pelser. Here, hulle wat ook getrou is in hulle geloof. Dankie dat ons vir hom Boet kan bid. En ons bid, Here, dat daai operasie gouer as later sal plaasvind. Ons bid vir Niels van Rensburg en Jannie Rigter en Jan Huiser, vir Russell en Joan van der Berg en my eis en Elsabeth Pieterse. Ons plaas hulle almal weer opnuut in U hande. Ons bid steeds vir Trudy die Bison, Here, ook waar sy die naweek waarskynlik gaan trek daar na die koue toe. Bid dat U ook met haar sal wees en vir hulle sal seën daar in hulle nuwe blyplek. Bid vir Tyra Ray en vir Letty en Adele Marks, Linda Vermeulen en Andries Pretorius en Adrie en Pieter Erasmus. Here, kom en raak hulle net weer opnuut aan met U hand van genesing. Dankie dat ons kan bid vir Nora Meintjies en Jonette Toy, ook na die operasie van haar skouer. Ons bid vir Leon en vir Hantie Gogh en Charlotte Beer, Ingrid Keiwood. Here, U ken almal, dis U kinders. Ons bid dat daar genesing sal wees. So bid ons ook vir Henny en vir Elsie Kien en vir Jacques, Martin Marks en vir Tannie Audrey en vir Nicoline Tolmey, vir Anandi, vir Karen en Omeas. Dankie Here dat dit soveel beter gaan met Susan Foley. Ons plaas haar opnuut in U hande. En Here, ons bid vir daai klein babietjie, Leon. Ons bid dat U hand van bewaring en genesing op hom sal hou. Dankie dat ons kan bid vir Jochie en Jan en Alicia, vir Willem en vir Thea Jansen van Vuren, vir Wilna, vir Marie. Here, U ken elkeen, U weet hoekom ons vir hulle bid. Ons bid vir hulle wat ook skade gekry het met die sneeu. Ons bid, Here, dat U al hierdie natuurelemente, dat U ons mense sal bewaar. Maar ons eer U ook, Here, dat U elke dag 'n pad met ons stap. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ja, Here, ons kom ook vanaand en ons bid vir U volk. Ons bid ook vanaand vir Israel. U het hulle uitgekies, hulle is die appel van die oog. Here, ons bid dat daar waar die leiers bymekaar kom, dat hulle met wysheid besluite sal neem. Ons bid dat U U volk sal beskerm. Ons bid, Here Jesus, en vra dat elke gijslaer huis toe sal kan kom, dat hulle vrygelaat sal kan word.
Here, ons dank U dat U vir hulle in die holte van U hand hou. U hart is vir U volk, Here Jesus. En ons kom en ons gee hulle ook vir U en ons dank U dat U ook vir hulle in hierdie tyd bewaar. En dankie dat hulle saam met U die oorwinning gaan behaal. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek het net hier so ook 'n woord vir iemand. Dis iemand wat droom, jy het gedroom dat jy wil 'n bietjie vlieg, jy wil Europa toe vlieg, want dit lyk vir my asof jy so half in die steegies van Europa rondwandel. Maar jy het altyd ander mense eerste bo jouself geplaas, so vir jou self was jy nou nie eintlik so belangrik nie, want jy moes eers almal voorsien en so aan. En jy het eintlik lank gespaar vir hierdie geleentheid, maar nou voel dit vir jou, jy gaan nou geld mors as jy dit begine doen. Alhoewel jy gereed is, ek weet nie of jy saam met 'n groep gaan, of jy alleen gaan, of wat ook al nie, maar ek ervaar nie dat Jesus vir jou sê, gaan, jy is nie alleen nie, ek gaan saam met jou, and I am with you, en jy moet gaan geniet, en dis amper asof hy wil sê, maar jy gaan terugkom met so 'n huppel in jou stap. So as die iemand so iets ervaar het, geniet dit. Die Here gee ook soms vir ons goeders om te geniet. Ons kan die lewe ook geniet en dit saam met hom. 'n Mens voel soms asof jy alleen gaan, maar eintlik stap hy saam met jou die pad. En dan weet ek nie, ek dink hier is iemand ook, jy wen soms maar die kaarte wil vir jou regval. Dit voel vir jou van die lewe is vir jou 'n dobbelspel. En jy weet nie, dis asof jy net die hele tyd met die verkeerde kaarte gedeel word. Jy beleef al die op en af en jy wens eintlik net, kan daar net bietjie die regte kaarte na my kant toe kom. Jy is die hele tyd op soek na hierdie wolk met die goue randjie, maar dit bly jou net ontwyk, en jy kyk na ander mense en jy dink, maar kyk hoe goed gaan dit met hierdie mense, hulle ken nie eers die Here nie, hulle dien nie eers die Here nie, en hulle floreer, en dit gaan eintlik baie goed met hulle, maar ek vanaand vir God net vir jou sê, moenie fokus op mense nie. Hy wil vir jou sê, I am the master of life. En dit gaan goed met die mens, wat sy vertroue in die Here stel. So ek wil ook vir jou gee Psalm 40 vers 5, en dan Jeremia 17 vers 7 tot 8. So mag dit vir julle bless. Dankie julle weer vir die saambid. Ja, ek sien 'n klomp sê al, hulle bid vir Leon. Onthou ook die ander, ons bid vir almal op daai lys. Ek dink net 'n klein babatjie gryp ons almal. Is so. Ek gaan ook natuurlik vlieg volgende week, is ek in 'n vreemde land, die Republiek van Kaapstad, vir 'n enkele paar dae, en ons sien maar wat gebeur donderdag aan. Ja. Baie seën, baie sterkte vir elkeen. Vir die wat in die koue bly, hou jouself warm. Die ander geniet, begin kyk vir die swembaddens. Maar geniet hierdie week, baie sterkte en baie seën vir elkeen. Veilig bly en bly tussen die mure. Tot Mooi ziens. bly.